Hoofnuus vanaand, die adjunk-burgemeester van die Bitau munisipaliteit gooi vure dood nadat beeldmateriaal op sosiale media versprei waar sy glo 'n vuurwapen in die openbaar afvuur. 'n Geliefde en bekroonde SAIK-joernalis, Veronica Fourie, verloor haar stryd teen kanker. En Angola bult hul spiere teen Bafana Bafana in hul eerste AFCON-wedstryd in Marokko. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die adjunk-burgemeester van die Bitau munisipaliteit sê sy het 'n speelgoedgeweer in die lug afgevuur in KwaNokotula by Plettenberg Baai in die Wes-Kaap tydens 'n tuiskom-seremonie vir seuns wat inisiasieskole bygewoon het. Nokuzula Kowapi word wyd gekritiseer nadat beeldmateriaal op sosiale media platforms versprei is waarop gesien kan word hoe sy verskeie skote in die lug afvuur. Kowapi se seun was deel van die groep wat terugverwelkom is nadat hulle die inisiasieskool voltooi het. Die ANC sê hy sal die nodige stappe neem indien die beweringe gestaaf kan word. We are calling for an independent investigation. We're calling on law enforcement agencies to quickly act and investigate that video and ensure that that hooligan of a deputy mayor is brought to book. Kowapi beskuldig die ANC van politiekery. Die Ikwezi People's Movement, waarvan sy die president is in 'n koalisieregering met die DA in die Bitau munisipaliteit. The DA notes the allegation regarding the discharge of a firearm at a cultural event. We do not condone the discharge of firearms in public under any circumstances. 2 SAPS cases have been opened and the investigation is underway. We will await due process. Die polisie ondersoek 2 aanklagtes vanaf die publiek. Die rig van 'n vuurwapen in die openbaar en die afvuur van 'n vuurwapen in 'n munisipale gebied. 20 tienerseuns is tot dusver in die Oos-Kaap dood in die huidige somer-inisiasieseisoen. 13 van die sterftes was by wettige inisiasieskole en die ander 7 by onwettige inisiasiekampe. Die Oos-Kaapse LER vir tradisionele sake, Zolile Williams, het 'n beroep gedoen op gemeenskappe wat tradisionele besnydenis doen om die inlywingsritueel te beskerm teen mense wat dit vir eie gewin uitbuit. Hoewel die provinsiale regering alles moontlik doen om te verseker dat al die regsvereistes vir die prosedure nagekom word, is daar steeds tradisionele snydokters en verpleegsters wat dit nie gehoorsaam nie. Gedurende die afgelope inisiasieseisoen is meer as 400 seuns op onwettige wyse besny. Meer as 180 van hulle moes daarna hospitaalbehandeling ontvang. They only expect us to intervene in those areas with far-flung traditional circumcision schools. The community on its own must take a decision to say, we won't accept illegal traditional circumcision schools. Now they want government to be everywhere. We can't. Our capacity is not really agreeing that we can look at every area. Plattelandse gebiede het die meeste sterftes aangemeld. 7 seuns is in die OR Tambo streek dood en 5 in die Amatole streek. The challenge here is here OR Tambo is no matter they say they practice this custom in the true sense, they don't practice it. But they circumcise each other. Die departement sê hy werk nou saam met alle rolspelers om te verseker dat daar geen sterftes is gedurende volgende jaar se inisiasieseisoene nie. Die eienaar van die taverne in Bekkersdal aan die Gautengse Wesrand is steeds geskok na gisteraand se skietaanval. 'n Groep gewapende mans het die taverne binnegekom en lukraak losgebrand. 9 mense is doodliewer en 10 ander gewond. Die verdagtes het daarna op die vlug geslaan. Die eienaar van die taverne, Nonesi Matwa,
het die massa skietaanval oorleef, maar sy is erg getraumatiseer. Sy sê van die aanvallers het drank uit die yskaste gehaal. Een van hulle het reguit afgestap op die plek waar sy haar geld wegsteek en het al die geld gevat. Nog 'n oorlewende sê hy het gemaak asof hy dood is. Hy het op die grond gaan lê toe die mans ingekom en begin skiet het. Een van die aanvallers het hom geskop, maar hy het gemaak asof hy dood is. Die aanvaller het 'n man wat langs hom gelê het ook geskop. Toe hy beweeg, is hy doodgeskiet. Die eienaar oorweeg dit om die taverne te sluit. Sou sy wel besluit om aan te hou sake doen, sal dit net bedags wees. Sy sê sy weet nie hoe om die familielede van die oorledenes te troos nie. 'n Familielid van 'n klant wat geskiet is, het inderhaas met hom na 'n plaaslike kliniek gejaag waar hy dood is. Ander slagoffers is met hul aankoms by die kliniek dood verklaar. Die motief agter die aanval word ondersoek. Die dodetal in gister se stortreën en oorstromings aan die KwaZulu-Natal se suidkus het tot 4 gestyg. Soek- en reddingsspanne het vanmiddag die liggame van 2 mans gevind wie se motor deur vloedwater meegesleer is in Amanzimtoti, suid van Durban. 'n derde persoon word nog vermis. Die oorstromings het strate en riviere verander nadat die vloedwater dreineringsstelsels oorweldig het. Reuse skade is aan infrastruktuur aangerig. Margate en die gewilde Shelley sentrum het kwaai deurgeloop waar winkels oorstroom en infrastruktuur beskadig is. We need to invest as government in the infrastructure. We need to put more investment. We will be working together with the local mayors and the district mayor to ensure that we put together and informed by technicians or engineers a report that will invite more investment to the infrastructure in the area. Die provinsiale departement van samewerkende regering sê nog 2 mense is in die omgewing van Port Shepstone dood. Die slagoffers is 'n 63-jarige vrou wie sy huis tydens 'n modderstorting by Bomela ineengestort het en 'n 46-jarige man wat deur 'n rivier in die Umzumbe gebied suid van Durban meegesleer is. Op Amanzimtoti soek reddingsspanne nog na 1 vermiste persoon wat in die motor was wat by 'n laagwaterbrug in Langeykersrylaan deur vloedwater meegesleer is. It's painful. That's what I can say. It's very, very painful. On their way back, the car didn't start at the middle of the bridge. Then my dad came out with 3 guys. Then they tried to push the car. Unfortunately, the water took them and the car fall in the water. Die owerhede het motoriste weer gewaarsku om versigtig in die nat weer te bestuur en nie laagwaterbrûe oor te steek nie. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het intussen 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën, ewige donderstorms, weerlig, sterk wind en haal aan die KwaZulu-Natal se suidkus. Sware neerslag kan na verwagting oorstromings in laagliggende gebiede veroorsaak. Gister het 147 mm reën in slegs 20 minute tussen Shelley Beach en Port Edward uitgesak. Talle paaie en selfs winkelsentrums is gister oorstroom in die ewige storm aan die suidkus en dele van die binneland. Margate is die ergste getref. Die burgerregte groep AfriForum het die Noord-Gautengse Hooggeregshof se besluit verwelkom oor die 54 miljard rand tariefgeskil tussen Eskom en die nasionale energiereguleerder NERSA. Die hof het gister pogings om die geskil agter geslote deure te skik verwerp. Die skikking sou Eskom toelaat om die 54 miljard rand van kragverbruikers te verhaal deur middel van aansienlike tariefverhogings om 'n fout in die nutsmaatskappy se toelaatbare inkomstebepaling reg te stel. Die skikking sou geskied sonder die voorgestelde ondersoeke, behoorlike openbare deelname of terugverwysing na NERSA. Die hof het NERSA se oorspronklike inkomstebesluit hersien en tersyde gestel en geweier om die skikkingsooreenkoms se hofbevel te maak. AfriForum se bestuurder vir plaaslike regeringssake, Morney Mostert, sê die uitspraak is 'n mylpaal beslissing vir elektrisiteitsverbruikers.
Die hof het bevestig dat NASA en Eskom nie agter geslote deure besluite kan neem wat die publiek met miljarde rande sal belas nie. Elektrisiteitstariewe raak elke Suid-Afrikaner en daarom is deursigtigheid en openbare deelname nie opsioneel nie. AfriForum het in Oktober tot die saak toegetree nadat Eskom se oorspronklike hofaansoek vir 'n hersiening van NERSA se besluit oor die veeljarige tariefbepalingsaansoek in 'n skikkingsooreenkoms omskep is. Verbruikers word gemaan om die feesseisoen op hulle hoede te wees vir uitgeslaapte misdadigers. Veral banke waarsku dat bedrieërs individue verwar deur voor te gee hulle is van 'n bank of van die polisie. Dis dikwels weerlose, desperate mense wat slagoffers van bedrieërs word. Before you provide your bank card details, just think, did I really order something? Should I be clicking again on that SMS? If it's your bank or if it's SAPS and they're starting to ask you to do funny things like opening up your banking app and making payments, just be careful. That's a red flag, right? The bank's never going to ask you to make a payment or transfer funds into a safe haven account, and neither will SAPS. They're not going to phone you via WhatsApp calling that. Is waarsku ook dat beleggers versigtiger moet wees tydens die feesseisoen. If it's too good to be true, it probably is, right? And really there's nothing as such as a free bargain, somebody's going out there. And then the thing is really don't click on those links, right? Rather go directly to the website. If you see something and somebody sent you something, whether it's via SMS, via WhatsApp, or you clicked on something via Facebook or some of the other social media platforms, rather go directly to their company's website and deal with them directly rather than going through a link. Banke sê verbruikers moet daarop let dat personeel kliënte slegs in uitsonderlike gevalle tuis sal besoek. Die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort, bly ingeskakel. Or is this a step too far? Well, they won it nice and high up the field, and Foster involved in the winning back of the ball, set up for him then, and what a strike. Hugo given no chance here. Enough time, enough space for a top-class goal for Lyle Foster. Die talentvolle en veelbekroonde voormalige SAIK-joernalis Veronica Fourie is vandag na 'n kort kankerstryd oorlede. Fourie het vir 25 jaar in die SAIK se Gqeberha kantoor gewerk voordat sy in 2021 afgetree het. Haar loopbaan het in 1995 as radiojoernalis begin, waarna sy later ook TV-verslaggewing gedoen het. In die tyd het sy 13 streeks en 2 nasionale toekennings gekry. Tannie Wie, soos haar kollegas haar genoem het, was 'n ware storieverteller. Sy het nie net gesorg vir hoofstories nie, maar seker gemaak mense se verhale word vertel. Sy het onder meer die verdrinking van 13 mense in die Stormsrivier in 2000 gedek, as ook die moord op die Gqeberha onderwyser Jade Panayiotou in 2015. You were a colleague, but more than that, you were also a friend. And the only solace I can take is the fact that your memories will be larger than life and they will live on. But you were my 007 in that office, and we got up to so many tricks and pranks. But you were the glue that held the Eastern Cape office together. You made us a family. Voor haar journalistieke loopbaan het Fourie tande gesny as onderwyser, wat die moederlike instinkte in haar wakker gemaak het. Dit was 'n voorreg en 'n belewenis om saam met Veronica te werk. Sy was een van die beste storievertellers wat ek ken. En ek dink is omdat sy regtig omgegee het vir mense en graag hulle stories wou vertel aan die wêreld. Sy het wonderlike sêgoed gehad wat ek altyd sal onthou, soos as ek meer hande gehad het, was ek in die sirkus en ek praat met myself, dan is daar nie 'n geskinder nie. Met boodskappe van meegevoel wat steeds instroom, onthou haar kollegas ook haar liefde vir die Afrikaanse taal. Sy het die vermoë gehad om die menslikheid uit te lig in elke storie wat sy gedoen het. En dit is hoe sy geken was.
Radio en radionuus was haar gunsteling, dis waar sy die lekkerste gewerk het. En sy was gaande oor Afrikaans en sy het 'n ongekende vermoë gehad om haarself uit te druk sodat almal haar kon verstaan en almal lief was vir haar werk. Veronica gaan gemis word deur haar vriende, oud kollegas en spesifiek ook haar familie. Paris se voormalige kollegas sal onthou wat rol sy gespeel het om hulle loopbane te vorm, asook interns wie se hande sy vasgehou en leiding gebied het. Besonderhede oor haar begrafnis sal binnekort bekend gemaak word. Die R31 provinsiale pad tussen Kathu en Kimberley in die Noord-Kaap is 'n hoofekonomiese aar waar langs duisende ton mangaanerts van myne in die streek na die kus vervoer word. Maar die roete word al hoe meer as 'n pad van die dood beskou. Honderde vragmotors ry daagliks heen en weer op die pad. Die vragte mangaan moet vinnig by die hawe in Kapega afgelewer word, maar die gejaag veroorsaak dikwels iemand se dood. Tekens van noodlottige ongelukke kan oral langs die roete gesien word. Die jongste slagoffers was 4 jong mans van Platfontein. Vragmotorbestuurders sê hulle is veral bekommerd omdat sommige van hul kollegas nie genoeg rus op die pad kry nie. Sometimes there's reckless driving because we didn't sleep enough time because we are rushing the loads. We are in danger, especially during this December time. Die Noord-Kaapse Departement van Vervoer sê hy werk hard om die pad te polisieer. Ons het ook ondersteuning gekry van die Nasionale Traffic Police, die NTP, van RTMC. Ons het ook 'n commitment gekry van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens af. Padgebruikers word gemaan om veral tydens die besige feestyd bedagsaam te wees en te verseker dat hul voertuie padwaardig is. Keith Suister, SAK nuus, Noord-Kaap. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het. Bafana skop sy AFCON veldtog op 'n suksesvolle noot af. Dit en ander sportnuus net hierna. In Marokko is Bafana uiteindelik voor in hulle openingswedstryd teen Angola in die Afrika Nasiesbeker toernooi in Marrakesh. Lyle Watson het 'n rukkie gelede 'n doel aangeteken om die telling 2-1 in Bafana se guns te draai. Dit nadat 'n vorige doel van hom nie toegeken is omdat hy onkant was. Die twee spanne was rustyd gelyk op met 1 doel elk. Ons kyk nou regstreeks na hoe die wedstryd verloop. Vroeër vanmiddag het Mali en Zambië gelykop geëindig in hul groep A wedstryd in Casablanca. Mali het deurgaans voorgeloop, maar in die 92ste minuut het Zambië se Patson Daka sy span met 'n kopskoot van 'n nederlaag gered. In die volgende groep B wedstryd takel die 7-malige kampioene Egipte vir Zambië in Agadir. Die wedstryd skop om 10 uur af. Ons kyk gou na Mali en Zambië se doele. Dikwels in die nuus oor bendeverwante geweld en ook 'n aantal moorde wat vanjaar hier plaasgevind het inwoners van Reigerpark aan die Gautengse Oosrand besluit om die jaar op 'n positiewe noot af te sluit. Die inwoners beplan 'n spesiale Kersfees waar hulle sal fokus op hoop en eenheid. Gemeenskapslede beplan meestal om die feestyd rustig met familie deur te bring na 'n moeilike jaar. In a bit home, maybe with the family. As die drankprobleem kan opgelos word. As daar meer jobs kan wees vir ons kinders, laat hulle ophou so ledig is en al die kattekwaad aanvang wat hulle aanvang. So as die government dit vir ons kinders kan doen. Ek wil net alle kliënte wat my ondersteun het gedurende die jaar 'n gelukkige en voorspoedige nuwe jaar toewens.
'n belangrike inisiatief in die gebied is Dwelmvrye Reggerpark, 'n veldtog wat deel vorm van 'n breër projek van die Gautengse LER vir maatskaplike ontwikkeling Faith Masebuko. Die program is daarop gemik om dwelmverslaftes te rehabiliteer en hul lewens te herbou. Altesaam 9 jong mense van die woonbuurt het reeds die program suksesvol voltooi. We don't only want to take them off drugs, but we also want to give them a skill. So now we're going to put in place some skills development where they can now live with the skill as well. But what we want to encourage the community right now is to get more people involved and send more people coming in January. Aan al die inwoners van Reggerpark wil ek graag vandag sê. Ek weet die pyn is nog daar van hierdie wat geliefdes verloor het. En steeds spreek ek my innige meegevoel teenoor die families. Ek weet hierdie Kersfees gaan nie wees soos al die Kersfees in die verlede. Daar gaan leesstoele staan waar daar iemand gesit het wat jy baie lief voor is. Maar dan glo ons mos dat die Here bly die Here. So laat ons Kersfees geniet as 'n gemeenskap. Laat ons bidend bly vir mekaar sodat ons kan 'n geseënde Kersfees hê. Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê meer teenbende-inisiatiewe sal van stapel gestuur word vir gebiede soos Reggerpark. Is part and parcel of the safer festive season as it was launched by the National Commission on the 7th of October in Bloemfontein. Die inwoners hoop om op Kersdag kersklokkies te hoor en nie die klap van geweerskote nie. En dis dan al vir vanaand. Ons herinner kykers daaraan dat ons nie môre aand 'n bulletin het nie weens 'n afkonwedstryd. Ons is weer Woensdag aand terug. 'n Mooi aand verder en wees veilig.